Vandag se lesie gaan ons 'n bietjie verder met grafieke en ons gaan net 'n bietjie meer in detail kyk na dit. 'n Grafiek op 'n koördinaatstel wys hoe een hoeveelheid die afhanklike veranderlike wat altyd op die y-as aangedui word, verander as 'n ander hoeveelheid die onafhanklike veranderlike wat op die x-as aangedui word, toeneem of afneem. Nou, hoeveelheid kan op verskillende maniere verander. As jy nou mooi kan onthou, het ons dit in die vorige lesie, het ons van dit gepraat. Met ander woorde, jou horisontale as is altyd jou x-as, jou vertikale as is altyd jou y-as. Jou horisontale as is altyd jou onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, hierdie x-asie is altyd jou onafhanklike veranderlike. Ons het in die vorige les mos daarna gekyk. Okay, so my x-as is altyd my onafhanklike veranderlike en my y-as is altyd my afhanklike veranderlike. My y-as is altyd my afhanklike veranderlike. Ok, nou y is altyd die afhanklike veranderlike want hy hang altyd af van wat die waarde van x is. Nou is hierdie eerste voorbeeld waarna ons kyk, het ons mos gesê, 'n hoeveelheid kan teen 'n konstante spoed of 'n konstante koers of tempo toeneem of afneem. Nou wanneer hy teen 'n konstante koers toeneem of afneem, dan beteken dit hy vorm 'n reguit lyn. In hierdie geval is hy toenemend. Met ander woorde, hy gaan neem teen 'n konstante koers toe. En dan as ons nou na die volgende enetjie kyk, is dit weer 'n reguit lyn. Die tempo van verandering is konstant en hierdie ene is in hierdie geval nou afnemend. Nou hierdie volgende enetjie waarna ons kyk, sê vir ons, dit kan teen 'n veranderde koers ook of tempo toeneem of afneem. So hoeveelhede wat op verskillende maniere verander, kan mos nou teen 'n veranderde koers of tempo ook toeneem of afneem. Soos byvoorbeeld as ons gaan kyk na enetjie, want hy neem nou hierso vinnig toe en dan later neem hy stadiger toe. Met ander woorde, hierdie is 'n veranderde koers van toename, maar hy neem nog steeds toe. Die volgende enetjie gaan ook toeneem, maar hy neem miskien eers 'n bietjie stadiger toe en dan neem hy al hoe vinniger toe. En dit noem ons ook, hy begin eers met 'n stadige toename, neem hy al hoe vinniger toe en dit is nog steeds 'n grafiek van 'n toename. Met ander woorde, hoe een hoeveelheid neem toe, soos wat die ander een toeneem, maar hy neem nou teen 'n veranderde koers toe, nie net teen 'n konstante koers nie. Dan kan ons net ook gou weer kyk na die afname, wanneer hy nie met 'n konstante koers afneem nie. Hoe lyk die grafiekie dan? As ons nou net weer kyk na 'n afnemende koers, as ons kyk na 'n grafiek wat so lyk, dan het ons dat hy 'n afname het. Of hy is dalend. Ons kan ook sê dat hy teen 'n afnemende koers daal.
Want as jy mooi kyk na die grafiek, kan jy sien hy daal al hoe vinniger, vinnig, en dan begin die daling waarmee hy begin dan afplat. Met ander woorde, hy daal teen 'n afnemende koers. Die volgende enetjie, as hy daal teen 'n toenemende koers, dan gaan sy grafiekie so lyk. Dis nog steeds 'n dalende grafiek en hy het nog steeds 'n afname, maar die koers waarteen hy daal of afneem is nou toenemend. Met ander woorde, sy afname is teen 'n toenemende koers. Kom ons kyk nou net na 'n paar voorbeelde wat deur grafieke uitgebeeld word. Die eerste voorbeeld waarna ons kyk is water word wat by kamertemperatuur is, word verhit tot kookpunt en dan gelos om af te koel. Nou goed, as ons gaan kyk na hierdie grafiekie, kan ons nou weer weet, ons gaan kyk na ons temperatuur gaan ons afhanklike veranderlike wees. Ons temperatuur is ons afhanklike veranderlike, want dit hang af hoeveel tyd verloop het. Met ander woorde, ons temperatuur is ons afhanklike veranderlike en ons tyd is ons onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, as ons kyk na die grafiekie, gaan ons tyd ons onafhanklike veranderlike wees en ons temperatuur is ons afhanklike veranderlike, want dit hang af van hoeveel tyd verloop het wat die temperatuur gaan wees. Nou as ons dit op 'n grafiek gaan voorstel, gaan ons sê maar hy begin miskien hier by kamertemperatuur en dan word hy verhit tot kookpunt. Nou onthou, wanneer hy nou verhit word tot kookpunt, dan is dit teen 'n konstante tempo wat hy mos nou toeneem, teen 'n konstante tempo of koers. So dit word 'n reguit lyntjie voorgestel. Goed, as hy nou kookpunt bereik het, dan het hy nou sy maksimumpunt bereik en daarna word hy nou gelos om weer af te koel. As hy nou gelos word om af te koel, gaan dit beteken dat hy oor tyd ook teen 'n konstante tempo gaan kouer word. Met ander woorde, as ons die grafiek gaan voorstel van water wat by kamertemperatuur is wat verhit word tot kookpunt en dan gelos word om af te koel, is dit hoe die grafiekie gaan lyk. Met ander woorde, ons tyd is ons onafhanklike veranderlike, hy staan op die horisontale as en ons temperatuur is ons afhanklike veranderlike, hy staan op die y-as. As ons nou kyk na 'n golfbal wat geslaan word en ons moet dit op 'n grafiekie gaan voorstel, dan kan ons in ons gedagte dink oor die traject wat 'n golfbal sal vorm wanneer hy geslaan word. Nou die hoogte wat die golfbal trek is nou hier die afhanklike veranderlike. So die hoogte wat die golfbal trek hang af al van die afstand wat hy getrek het. So as ons dit op 'n grafiek gaan voorstel, gaan ons afstand op die horisontale as wees, want hy is die onafhanklike veranderlike. En ons hoogte gaan op die y-as wees, en hy is ons afhanklike veranderlike.
So as ons dink oor wanneer 'n golfbal geslaan word, dan kan ons kyk nou hierso word hy getref. Hy trek in die lug op en hy bereik 'n maksimumpunt en dan gaan hy weer terugval aarde toe. So dit is hoe hierdie ene voorgestel kan word op 'n grafiek, as ons hom moet uitbeeld op 'n grafiek. Duidelik het hy nou 'n kromme en nie 'n reguit lyn nie, want aanvanklik trek hy met 'n hoë spoed en dan word sy spoed later al hoe kleiner tot hy daar kom waar hy weer begin val en dan val hy weer terug aarde toe en dit is die traject wat hy vorm. Goed, as ons kyk na die derde voorbeeld, dan sê die derde voorbeeld vir ons 'n atleet hardloop teen 'n konstante spoed en dan word hy na 'n ruk moeg en dan hardloop hy al hoe stadiger. Met ander woorde, as ons nou weer kyk na dit, dan gaan ons sê maar ons spoed is ons afhanklike veranderlike, want dit hang af hoe lank hy al hardloop voordat hy begin moeg word. So sy spoed waarteen hy hardloop hang af van die tyd wat hy al gehardloop het. So ons tyd is ons onafhanklike veranderlike. Goed, ons onafhanklike veranderlike word altyd op ons x-as aangedui. So as ons hierdie sketsie nou moet kan teken, gaan hy vir ons soos volg lyk. Ons het nog steeds hierdie is ons x-as en dit is ons tyd. En tyd is ons onafhanklike veranderlike. Goed, teenoor ons y-as. Ons y-as is ons spoed waarteen die atleet hardloop. Onthou, ons y-as is ons spoed waarteen die atleet hardloop en soos ons nou dit by herhaling moet inoefen, is ons spoed ons afhanklike veranderlike. Want die spoed hang af van die tyd wat hy al gehardloop het. Goed, nou sê hulle vir ons atleet hardloop teen 'n konstante spoed. Met ander woorde, hy beweeg vorentoe, maar hy hardloop teen 'n konstante spoed. So hy hardloop nou nie bietjie vinniger nie, hy hardloop teen 'n konstante spoed. So, daar hardloop hy nou teen die konstante spoed, dan begin hy moeg word en dan hardloop hy al hoe stadiger teen 'n konstante spoed. So, hy het konstante afname in sy spoed. As ons dit wil aandui op 'n grafiek, dan kan ons dit op die volgende manier aandui. Ons laaste voorbeeldjie waarna ons kyk, is 'n motoris verminder spoed om regs te draai en dan vermeerder hy daarna weer spoed. So as ons na dit kyk, gaan ons sien ons spoed is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van die tyd wat ons moet gebruik om die reis te voltooi. Goed, en die tyd is ons onafhanklike veranderlike. As ons nou hierdie grafiekie hierdie inligting op 'n grafiek wil uitbeeld, dan gaan die grafiek as volg lyk. Ons het nog altyd ons x en ons y-as en onthou nou dit is ons spoed teenoor tyd. Tyd is ons onafhanklike veranderlike en ons spoed is ons afhanklike veranderlike.
So ons spoed is ons afhanklike veranderlike en ons tyd is ons onafhanklike veranderlike. Nou verminder 'n motoris spoed om regs te draai. Nou die spoed wat hy verminder moet mos nou 'n afname in spoed wees en dit gaan 'n konstante afname in spoed wees want jy gaan tog nou nie as jy mos nou weet jy moet regs draai, gaan jy mos nou nie net skielik rem trap nie. So dis 'n konstante afname in spoed voordat jy kan regs draai. Dan gaan hy nou regs draai en dan daarna vermeerder hy weer spoed. So hy gaan dan nou weer op 'n konstante toename in spoed hê nadat hy klaar regs gedraai het. So as ons grafiekie moet uitbeeld, dan sal dit wees hoe ons dit kan doen. Vandag se lesie kan jy nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi, sodat jy die toename en afname en die voorbeeld van illustrasie op 'n grafiek mooi kan inoefen.